Ons spreek Jesus oor elke hart, oor elke mind, oor elke gedagte, elke siel, elke persoon, elke pinkie, elke kop, elke gedeelte van elke persoon in hierdie gebou vandag, Here. Hemelse Vader, soos ons nou net gesing het en ons spreek Jesus oor ons familie, Here, is hierdie ons familie, Here, dis Nuwe Lewe Familiekerk, Here, en ek wil vandag kom en ek wil saam met my familie staan, Here, en sê ons trek 'n streep, Here, en ons roep uit Jesus, Here, teen depressie, teen angs, teen enige aanvalle van die duiwel, Here, ons sny dit af in die naam van Jesus, Here, ons verklaar oorlog in U naam, my God, en daar waar U is die oorlog reeds oorwin, my Here. Hemelse Vader, elke persoon wat hier is, Here, wat getuister word deur angs, deur depressie, deur alle mental issues, Here, kom ons vandag saam, Here, en ons sny dit af in die naam van Jesus, Here, en ons verklaar dat U by daardie persoon is, Here. Here, ek vra, werk in hulle harte, Here, dat hulle weet, You are always there, Father God. You are always listening. They are never alone. U staan gereed om hulle las te vat, Here, vir U, my God. U dra hulle las, Here, sodat ons dit nie self hoef te dra nie. Here, ek vra dit vir elkeen, Here, van left to right, back to front, my God. Deurbraak, Here, baie dankie vir die dag, Here. Here, seën asseblief ons samekoms vandag, Here. Here, sodat dit wat U vir die mense wil sê, Here, suiwer deurkom, Here. Berei die ore voor, sodat hulle ontvang, laat hulle harte ontvang, dit wat U wil spreek, tot hulle in die naam van Jesus. Amen. Net so bietjie. So die tema van vandag, soos julle kan sien, is moenie omkyk nie. En daar's 'n foto van Lot se vrou, wat in 'n steenpilaar verander het. Ons sal later bietjie by dit kom. Maar as jy nou die prentjie kyk, en jy gaan nou met die woorde wat by dit sit, dan sit pretty much 'n straightforward boodskap. Jy kan maar pretty much dink what is coming. Maar dit is ongelukkig nie 'n saak, is 'n ernstige saak. Is ongelukkig nie 'n kwessie van I know what's coming, moenie omkyk nie. As jy hierdie woord wat die Here vandag wil deel met elkeen van ons, regtig tot hart vat, dan kan ek vir jou sê 2026 gaan jy soos 'n rek wat gelees word vorentoe skiet. So dit is van kardinale belang om nie net te luister na die woord wat die Here vandag vir ons gee nie, maar daai woord hart toe te neem en dit waarlik te action en te glo en te loop in dit. En jy sal vind, dit sal goed gaan in 2026, want die mag lê in die tong. So, ons het mos nou maar almal ons nuwe jaar voornemens, die van julle wat dit doen, ek dink ek skuld nog vir 2025 so 'n paar kilos, maar dis 'n nuwe jaar, ons het nuwe dinge wat ons wil aanpak, en dis ook hoekom dit gepas is, dat ons vandag hierdie boodskap het, sodat ons nie moet terugkyk na die seer, na die dinge wat was in 2025, maar dat ons hom afsny, en dat ons 2026 sonder enige baggage ingaan, en daai baggage los, waarvoor die Here gesterf het vir ons. So ja, soos dit nou maar is, ongelukkig as jy ouens so inbel, vir hulle stories wat verskyn het, en hulle is nou ontevrede, is nou 'n paar dae later, die storie het nou sy job gedoen, dan wil hulle nou die storie laat verdwyn. Die ding moet nou verdwyn, en nou sê ek vir hulle, luister, dit is nou maar 'n go-to line vir my, ons is nou nie in die besigheid, ons kan nou nie history rewrite nie. Jy weet, wat gebeur het gebeur. Jy kan nie, en dit is maar so in die lewe, wat gebeur het gebeur. Ek kan nie teruggaan in gister en die dinge gaan verander nie. It is what it is. Die Engelsman sê, don't cry over spilled milk. Ons familie het so 'n sê ding, ons sê, die kaas is klaar gerasper. Nou, dis 'n dingetjie wat daai Vredendal ouer suster en haar man
sal nou nie die hele verhaal vertel nie, maar dit het toe nou later idioom by 'n gesegde by ons geraak, en my vriende het dit ook aangevat, maar dit beteken maar basies, dis die saak is klaar, die kaas is klaar gerasper, daar is niks wat jy kan nie weer daai blok gaan heel maak nie, die kaas is klaar gerasper. En net so kan jy nie die verlede gaan verander weer terug. You can't erase the past. Dit is daar, en is daar vir 'n rede, en ons sal dit nou sien. So dikwels klou ons vas aan dinge van die verlede, en ons is meer geneig om aan dinge wat seer gemaak het, dinge wat jou gehaam het, ons is meer geneig om aan hulle vas te hou, nie die goeie dinge nie. Ons vergeet nou, die ene het vir my gesê, hey, maar jy het 'n lekker hemp aan. Die ene sê vir my, en die ander een sê vir my, jy moet tyd om daai skoene van jou te was. So watter een onthou ons? Hey, kan jy die ou glo? Hy het gesê ek my skoene was. Ons is geneig om te latch aan die negatiewe. Dis maar in ons stelsel. Dis tyd om dit af te sny. In romantiese verhoudings byvoorbeeld, weeg ons altyd mense op is ons geneig. Laat ek nou nie sê weeg ons altyd mense op nie, want nie almal doen dit nie. En ek is seker niemand van julle doen dit nie. So is mense maar geneig om vergelykings te tref, soos die vorige maat het dit gedoen, die ene doen nou nie dit nie. En gewoonlik is dit, the person you are currently with doesn't measure up to what's been in the past. So wat is die gevolg daarvan? Jy lewe nie in die genot wat daar nou is nie. Jy comprehend en jy verstaan nie werklik wat die Here besig is om huidiglik in jou lewe te doen nie, want jy weeg hom op teen wat gister gebeur het. Nou kom huidige verhouding kom tot 'n einde, jy beweeg aan na 'n volgende verhouding, en wat gebeur? Jy vergelyk volgende ouetjie met huidige ouetjie. And the same process happens over and over and over again. Hy lyk jy later soos Lot se vrou. Ons ouens is ook ons maar lief, en ek exclude nou nie myself hierdie, om te praat van die glory days. Jy weet, in my dae het ons sommer daai jonge klap gegee, hy sal nie dit gewaag het nie. In my dae het dit nie so gegaan nie. Ons het daai ding sommer uitgesort, gou kyk. In my dae het ek die 100 meter in 10 punt, wat ook al. In my dae het die land nie so gelyk nie. In my dae het ons vrouens met respek hanteer. In my dae was die geweld nie so hoog nie. Ek wil jou vandag gou 'n vraag vra, wanneer het jou dae gestop? Dink 'n bietjie. As jy hier sit vandag, is dit nog jou dae. Of jy 90 is of jy 20 is, daai kennis wat jy van praat wat sê, in my dae het ons nie dit so gedoen nie. Why aren't you standing up, going to people and teaching them how you did it in your days? In plaas van om 'n sideline kommentator te wees en te sê, in my dae het dit beter gelyk. Staan op die kennis, die insig, die wysheid en al daai dinge wat jy opgedoen het in jou dae. En pass it on to the next generation. Moenie laat hulle koppe stamp en alleen leer nie. Jy's daar in jou glorie daar, om jou glorie daar aan te pas, en nie te sê, kyk hoe sleg is julle nie. Ja, maar Dudley, is nou maklik vir jou te sê, jy's in jou 20's. Ek is so bietjie ouer. Dan wil ek julle net herinner, ek dink ou Colonel Sanders, hy het vir ons die Twister, en die 10 Zingerwings, en die Streetwise 2, in sy 60's gegee. Hy man het KFC in sy 60's gestig. Abraham, kom ons gaan lees, ons gaan vandag bietjie ter ere van Januarie, begin van die jaar, gaan ons baie tyd in Genesis spandeer. So kom ons gaan lees net gou 'n stukkie van Abraham, en dis nou vir die mense wat dink, maar my tyd is verby. My tyd lyk nie so nie. Dis jou tyd om hierdie tyd te verander. That's your mission. So ons lees in Genesis, ons gaan 'n bietjie rondspring, so ons gaan eers lees Genesis 17 vers 1, dan gaan ons lees Genesis 17 vers 5, en dan gaan ons lees Genesis
17 vanaf vers 15 tot 17, maar hy taai die hele storie in. Vers 1 sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Dan sê vers 5, jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Jy kan maar so lank oorgaan, maar ek gaan net gou daar pos, hierdie ou is vir 99, kyk hy's nou amper klaar, hy's op 99, lewe hy as Abraham, maar die Here kom op 99 en hy sê, ek gee vir jou 'n nuwe naam, 'n nuwe mission, en jy sal die vader van baie nasies word. Op 99, is hier 99-jariges? I don't think so. So jou tyd is nog nie verby nie. Die Here kan nog op 99 vir jou 'n nuwe naam gee, 'n nuwe mission gee, vir jou 'n vader van baie nasies maak. Nou nie fisies nie, but you know what I'm saying. Ons lees dan verder, sorry. 15 sê, God het ook nog vir Abraham gesê, jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara. Ek sal haar seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ja, ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voorkom. Toe het Abraham op sy knieë geval. Dis ook vir my cool. Is net 'n paar versies, maar onmiddellik is Abraham word daar verwys. So hy het onmiddellik die challenge accept. Dis nie kom ek gaan môre. Ek sal môre, die Here gee vir jou 'n opdrag en jy dink maar ek sal môre, is onmiddellik. Sy naam is toe onmiddellik Abraham. Soos onmiddellik wat daai aksie geneem was, is onmiddellik wat daai eerste tree gegee was, is nie môre nie. Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink, kan daar vir 'n man van 100 'n kind gebore word, of kan Sara wat 99 is, 'n kind in die wêreld bring? And the rest they say is history. Ongelukkig is ons ook geneig om vas te hou, soos ek vroeër genoem het, aan die dinge wat seer maak. Dalk het 'n lewensmaat jou verneek, dalk het 'n sakevernoot jou verneek, dalk het iemand by die werk gesê, jy's 'n niksnut, jy kan tog nie dit doen nie. Dalk het iemand vir jou gesê, jy's net so sleg as jou pa, jy sal tot niks amount nie. Ja, mense, ek kan nie, dis die woorde wat ligtelik opgeneem moet word. Die erns van hierdie stukkie kan ek nie genoeg onderstreep nie. Dit is hoe die duiwel vir jou wil sê, jy is nie goed genoeg nie. So gevolglik het 'n vorige maat vir jou gesê, jy is nie goed genoeg in XYZ nie. Nou kom jy by iemand wat jou, who deems you worthy, wat nie daai sien nie, maar jy sit, en jy dink, is dit nou goed genoeg? Is dit nou goed genoeg? Die Here is goed genoeg. Die dag wanneer jy God aanvaar, is jy net so goed soos God jou skape. En die Here wil net die beste vir jou hê. You can do it. Of course you can. Maar nou stap ons en ons dink, Here, maar hulle het gesê, ek kan nie dit doen nie, so ek kan nie dit. Nou gaan jy in met hierdie taak, jittery, jy's angstig, ek kan nie dit doen nie, want dit is al voorheen aan my gesê, die gevolg is, jy gaan nie 100% fokus op daai taak gee nie, die gevolg is, jy gaan nie daai taak 100% kry vir daai taak wat jy doen nie, jy gaan moontlik nie 'n slaagsyfer kry nie, because you conditioned your mind that I can't do this. Someone told me in the past, I'm not good enough, I can't do this. So jy condition jou menswees in die negatiewe. You're gonna get negative results. Dis so eenvoudig. Negativity breeds negativity. En wat gebeur?
Terwyl jy jouself so slaan en sê ek is nie goed genoeg nie, I'm not worthy, I can't do this, sit die duiwel agteroor en hy lag, because he's got you exactly where he wants you. Dis waar hy jou wil hê. Hy het dan oorwin. Wanneer gaan ons toelaat? Wanneer gaan ons sê, no way Jose, no way Jose. Wanneer gaan ons die Here laat oorwin, waarlik, in ons menswees, in ons hart, in ons aksies, in dit wat ons glo wie ons is? When are we going to start believing the Lord instead of the devil? Die Bybelse voorbeeld is Lot se vrou. Ek is seker almal ken die storie, maar vir die wat nou nie so heeltemal vertroud is met die storie nie. Lot, die Here het genoeg gehad van Sodom en Gomorra. Het was twee goddelose plekke. En Lot en sy familie het daar gebly, en die Here wou vir Lot hulle red, en hy stuur toe 2 engele, om vir Lot te sê, kry jou mense, en kom uit hier. Hierdie stede gaan nou sak. En dan lees ons verder, in Genesis 19, vanaf vers 15 tot 23. En daar staan, toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê, dis nou vir Lot, kom nou, vat jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, anders sterf jy, wanneer die stad sy straf kry. Toe Lot nog talle met die 2 mans, dis nou die 2 engele, hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand gegryp, en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. Ek wil hê julle moet hierdie prentjie sien. Sodom en Gomorra, as jou ou lewe, waar die Here het sy hand op jou, hy het hom ontferm oor jou. En hy het jou uit Sodom en Gomorra uitgelei. En hy sê, vlug van jou ou lewe af. So ernstig is dit. Dis 'n saak van lewe en dood. En Lot sê vir hulle, asseblief tog meneere, u was al so goed vir my en u het my al so 'n groot guns bewys deur my lewe te spaar, maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar 'n ou klein dorpie. En daai klein dorpie moet julle ook nou check. Hierdie Sodom en Gomorra, hy was nou 'n groot besigheid. Dit was nou, ons kan nou net vir onsself dink, daar nou nie waar dit 'n goddelose plek is dit mos nou maar die vyand vol, so daar's weelde. Aardse dinge, dis mos nou, jy kan nou vir jouself imagine hoe dit daar lyk. So hy vat hom na 'n klein dorpie toe. Van hierdie sal ek nou sê fancy vir die wêreldplek. Toe sê die engel vir hom, ook wat dit betref, staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Daai stukkie is vir my dit is nou nie regtig deel. Maar dit is so belangrik om te let hoeveel grace die Here vir jou het. Jy weet, selfs al sê hy kom, dis vir die beste vir jou om uit hierdie plek uit te kom. I'm trying to help you here. En jy los jou ou lewe langs die pad en jy sê, Here, maar ek kan nou nie so voluit gaan in hierdie dingetjie nie. En die Here sê, maar ek gee vir jou 'n uitweg ook. Daai uitweg waarvoor jy vra, ek gee dit ook nog vir jou. God het soveel grace vir ons as mens, en dan het ons niks vir mekaar nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorpie aangekom het.
Dit is waarom hulle die dorpie Soar noem. Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uit laat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring, selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. En dan die punchline, Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. So dis vir my eenvoudig wat hier gebeur het. Lot se vrou kon eenvoudig net nie in die oomblik leef nie. She couldn't appreciate what was happening to her right now. Sy het nie 'n waardering gehad vir haar lewe wat gered word nie. Sy het nie 'n waardering gehad dat die Here nie vir haar gaan distrakt nie. Sy het nie 'n waardering gehad vir die redding wat sy ontvang nie. Sy het teruggekyk en wie weet, dit was 'n stad waar dit heeltemal ongoddelik was. Dalk het sy 'n skelmpie gehad waarvan Lot nie gewees het nie en sy het teruggekyk en gedink, kyk wat gaan nou gebeur van hom. Dalk het sy gedink aan al die weelde wat hulle moes nagelaat het en sy kon nie al haar aardse besittings nalaat nie en sy het teruggekyk na haar aardse besittings. Dalk whatever it was. Toe daai vrou terugkyk, toe vries sy haar toekoms. Ek herhaal, toe daai vrou terugkyk, toe vries sy haar toekoms. Doen ons nie dit nie. Wonder ons die partykeer, Here, maar hoekom kry ek nie, word ek nie bevorder by die werk nie? Here, maar hoekom gebeur dit nie? Hoekom gebeur dit nie met my nie? Maar ons doen dit terwyl ons dit doen. Vorentoe. Boontoe, vorentoe. 'n Reguit lyn. Want jy verhinder jou toekoms, jouself. Jy vries jou eie toekoms deur net 'n kykie agter die skouer te gee. As goeie nuus. En ons kom by die goeie nuus. Daai gerasperde kaas, wat jy nie weer in 'n blok kan sit nie. Sprinkel jy op 'n pizza. Sprinkel hom op 'n lekker broodjie. Sprinkel hom op 'n aardappel. En hy top hy dis af. Hy maak hom lekkerder. Hy maak hom tangy. Sonder daai gerasperde kaas is daai dis nie volledig nie. Is hy nie lekker nie. Dis so met ons lewe ook. Sonder daai stukkies seer van die verlede wat ons moet gebruik as fuel vir die toekoms. Sonder daai stukkies kan die Here nie sy werk voltooi nie, kan die Here nie kan die master chef nie sy dis klaar maak nie. Want dit alles is 'n leerskool sodat jy op die ou einde jou totaalheid, dit wat God vir jou in gedagte gehad het, kan inloop en sodoende jou reis voltooi. Laat die Here toe. Laat die Here toe om jou dus klaar te maak. Laat die Here toe om voor te sit dit wat hy in gedagte gehad het toe hy vir jou die dag in jou moederskoot gevorm het. Laat die Here toe om daai pyn van die verlede te vat, dit in stukkies verder op te breek en dit in 'n masterpiece te verander. Die sentrale teks wat ek wil hê julle moet vat vandag kom uit Genesis 50 vers 20 uit. Daar staan geskryf: Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen
Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Net daai eerste stukkie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Dis 'n tema van Christendom. Dis hoe ons Christendom gebore was. Jesus Christus op die kruis. Hulle breek hom in stukkies. Dis 'n tragedie. Hulle breek hom in stukkies. Sodat God sy dis kon klaarmaak, sodat ons toegang tot die koninkryk eendag kan hê. Om ons sondes te vergewe. Ons geloof is gebou op turning tragedy into triumph. En ek wil hê julle moet dit vat. Filippense 3 vers 13 sê vir ons, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek hoop van harte, dis wat ons vandag hier doen. In die hart. Lukas 9 vers 62 sê vir ons verder, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk van wat agter is nie geskik vir die koninkryk nie. Ek het hier 'n meer beskrywende enetjie wat sê, Jesus vergelyk die disippelskap met ploegwerk. As jy agtertoe kyk, mis jy die doel en werk jy nie reguit nie. Dit beteken volledige toewyding aan God. En is dit nie waar nie? As jy terugkyk, kan jy mos nie sien in die paadjie wat ek moet loop nie. Dan loop jy dalk heeltemal skuins en jy loop nie die eindpunt wat die Here vir jou neergesit het. Dan loop jy nie in die perfekte wil van God nie, want ek leef so. So ek maak sommer so 'n draai. Die dag toe, elkeen van ons, ek, deur die doopbad is die dag toe die Here, toe God sê, Sodom en Gomorra is destrooi. Ek het jou verlede kom skoon was. Ja, natuurlik het ek mense skade gemaak in die verlede, mense het vir my skade gemaak in die verlede. Ek het verwoesting gesaai, jy weet, was nou nie so erg nie, maar let's make it that. En daar is mense vir wie ek nog 'n verskoning skuld. Maar my saak met die Here, die Here het my Sodom en Gomorra heeltemal kom uitwis. En as ek gaan terugkyk en ek gaan die heeltyd herinner word aan, yes, die Dudley was die, dan gaan ek nie daar uitkom nie. Then I'm gonna go left. So ons moet besef dat die dag toe jy gedoop is, was daai verlede gesny. Ja, jy sal nog gesprekke hê met mense wat sê, jy sê ek onthou nog vir jou, jy was so stout, jy dit. Sê prys die Here daai mense daar in Sodom en Gomorra uitgebrand. Because this is a new me. Ek terwyl ek nou voorberei vir hierdie boodskap vandag, herinner die Here my aan 'n droom wat ek kan nie presies onthou, seker so 'n jaar of mag dalk meer wees, mag dalk minder wees. Ek kan nie eers die droom meer so lekker onthou nie, maar ek weet ek het opgestaan en opgespring en vir Janine gesê, jong, ek dink ek moet nou my naam verander, Immanuel toe. En dit was vir my vreemd, sorry, ek het nie geweet wat om met dit te maak nie, en ek het dit nou gepaak. Ek het hom gelos. En toe die Here my nou hier in ter voorbereiding van hierdie vandag se woord weer kom my herinner aan dit. Terselfdertyd is dit Immanuel, God is met ons. En dis asof die Here vir my sê, toe jy daar in Sodom en Gomorra was, toe het ek my ontferm oor jou, soos hy hom ontferm het oor Lot, en hy het sy hand op my gehou, en sy grace op my gehou, deur alles wat ek gedoen het. Maar die dag toe ek gedoop was,
is dit Immanuel, God is met my. God is met ons. As jy verstaan wat dit beteken, beteken dit jy loop in God loop deur hierdie liggaam. This is a vessel for God. If you understand that, en jy stap op jou paadjie sonder om terug te kyk, want God het daai vir jou weggevee, dan stap jy ryker vandag hier uit. If you understand that with the heart. Immanuel beteken, God is met ons, dit meen, God is deel van ons. God is deel van alle aksies. God is deel van, wanneer ek besluit, ek gaan nou hierdie ou stamp, want hy stap bombasties oor die pad. Is dit goddelik? You must remember, van die God binne jou, en dit is wat die Here vir my kom sê het, met daardie droom. Indien jy vandag sit en dink, ek het vergeet van die Immanuel, die God met ons. Ek het vergeet om nie terug te kyk nie. Ek het vergeet om te fokus. Wil ek jy moet soos Abraham maak. Nie gister begin en nog so 'n paar keer jouself Abraham noem nie. Hy het begin loop en daar is onmiddellik genoem mention Abraham. Walk in who God made you to be. En dan wil ek hê, ons moenie vergeet van Jeremia 29 vers 11 nie. En ons moet vashou. Dis die enetjie wat ek wil hê, ons moet, wanneer dit so moeilik is om nie terug te kyk nie, wanneer jy so hard ploeg, maar jy voel jy kom nie vorentoe nie, wanneer jy dink, Jessie, ek ploeg nou so hard, ek kom nie vorentoe nie, daai persoon het vir my gesê, ek sal nooit vorentoe kom nie, want X, Y, Z, dan wil ek hê jy moet staan op hierdie woord, waar die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord, my God. Here, ek vra dat hierdie woord vandag op elkeen se harte gaan sit, Here. Here, dat ons nie aandag gee aan 'n verkeerde woord wat uitgespreek is deur 'n mens hiervoor nie, Here. Dat ons nie aandag gee aan iets wat ons mondelik verkeerd gehoor het nie, maar dat ons hoor wat die hart van die Vader tot ons harte klop hier vandag in Jesus naam, Here. Here, ek vra dat elkeen wat hier sit, Here, ek koop hulle sodat hulle kan sê, sodat wanneer hulle vandag hier uitstap by daai deur, dat hulle sê, ek los 2025 se probleme, ek los alle probleme van die verlede, ek los negatiewe woorde, ek sny my los van alle negativiteit en ek vat daai dinge wat die Here vir my wil leer en ek stel my beskikbaar sodat God dit vir die goeie van my lewe kan gebruik. In Jesus naam. Amen.